Ek wil vanmôre vir u vra. Ons het nou so mooi gehoor, Vrydag aand, en die Here so ontmoet met ons. Ek vra almal wat live ingeskakel is om die boodskap nou te share op hierdie oomblik, dat meer mense kan luister en saamstem. Ek gaan vanmôre met u deel oor 'n baie kontroversiële saak in die woord, maar ek gaan ook met u deel oor die sleutels rondom dit, maar ek het ook nou iets groots wat ek graag wil doen, maar ek wil hê vanmôre, u moet uself gereed kry, u moet vanmôre u hart oopmaak. Vrydag aand, baie dankie vir die jong mense wat vir ons 'n wonderlike praise and worship gehou het, maar saam met dit het dit al begin met die mooi getuienis rondom halleluja en die krag van halleluja. Vanmôre toe Karoi kom staan en die Here het haar van leukemia genees, die Here het haar aangeraak, dan wil ek vir u sê, daar is krag in die bloed van die lam. Kom ons sê vanmôre, kom ons eer hom, halleluja. En daai liedjie het so mooi gesê, I raise hallelujah in the presence of my enemies. En ek wil vanmôre vir u sê, elkeen van ons het 'n enemy. Of dit nou siekte is, of dit finansies is, of dit jouself is, of dit een of ander sonde is, jy sit met 'n enemy. Maar vanmôre wil ek hierdie geleentheid gebruik. Ek wil graag hê dat ons as gemeente en almal wat live ingeskakel is, op hierdie oomblik saam met my sal kom en die hande sal uitbrei. Ek wil vrou Benna staan hier by my. Ek wil vanmôre u vra, om saam met te bid en ons hande uit te brei. Hulle het in die week vir Ben gesê met sy gesondheid wat so geweldig vinnig agteruit gaan. Hulle het gesien dat hy 'n paar van sy organe kanker het. Sy longe, sy lewer en dalk nog op 'n plek of so. Maar ek weet, toe het vir my sê, toe weet ek nie wat om te sê nie, want wat sê 'n mens? But we raise hallelujah. En vanmôre wil ek u vra, elkeen wat hier is, elkeen van u, en ek dank die Here, ons is 'n paar honderd hier vanmôre en dieselfde almal wat live kyk, dat ons vanmôre ons hande sal uitbrei en ons gaan 3 maal hallelujah skreeu oor Ben en sy liggaam. Ons het hom nodig, hy is ons worship leier, hy is my boeta, ons stap 'n pad al vir 17 jaar. En die vyand het sy liggaam baie hastig kom aanval en ek wil vir u sê, menslik en medies gesproke is ou bekommerd. Maar by my God is alles moontlik. En ek wil vir u sê, omdat ons nou 'n naam het, en dis wat ek vir hom ook gesê het maandag, nou het ons 'n naam van die vyand, daarom sal ons hom uit sy naam aanspreek. En ek wil vanmôre kom en ek gaan iets sê en wanneer ek klaar is, gaan ek sê, nou sê ons halleluja, dan gaan ons 3 keer halleluja, halleluja en halleluja roep. En God vertrou ons vertrou hom vir 'n wonderwerk. Vader, ons kom nou as die gemeente, as die volk, as Woord en Waarheid gemeente, maar ook almal wat live kyk en later gaan kyk, en selfs hulle wat hier boodskap gaan hoor op WhatsApp, op YouTube, waar ook al hulle het gaan kry, wil ons vanmôre kom in die naam van Jesus Christus. Here, ek wil my hande vanmôre op Ben lê en ek wil vir hierdie kankers wat sy liggaam kom aanval, in die naam van Jesus sê, droog op. Nou, in Jesus naam, jy sal nou verdroog, vervloek is dit, en dit sal nie verder groei, dit sal nie verder manifesteer nie. Ek roep nou jou liggaam in lyn met die woord van die Here, nou, ooreenkomstig die woord van die Here, elke bloedvaatjie, elke lid, elke deel van die liggaam, elke orgaan, in lyn met die woord van die Here, nou. Ons kom nou vanmôre, vyand in Ben se liggaam. Ons as die volk van die Here gaan nou 3 maal roep, halleluja teen jou. En jy sal vlug in Jesus naam. 1, 2, 3. Halleluja! 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 Kom ons gee die Here eer. Amen. Prys sy naam, prys sy naam. Amen. Baie dankie. Ek kan nie sitplek neem.
Praise the Lord, baie dankie. Ek wil vra dat jy ook, asof het dra is, ou Benna sit, en dan doen hy die, dan doen hy daai, ons kyk waar ons om betrokke hou, maar weet jy wat, as jou lewe aanbidding is, dis jou lewe, jy gaan nie sonder dit nie. So, ons sê steeds vir hom dankie, vir die moed wat hy het om aan te gaan, en sy bes te gee. Praise the Lord, dankie vir die res van die musiekspan, julle doen 'n fantastiese werk. En ons bid ook in hierdie tyd besonders vir Isolda en die gesin. Baie mense dink hulle het aanvalle, baie mense huil oor elke dingetjie wat gebeur. Maar hierdie huisgesin het 'n geweldige aanval vir die laaste 3 maande. In 3 maande het sy haar pa en haar ma verloor. En Ben se siekte wat ons nou gehoor het van. Maar weet jy wat daar was? Ons vertrou die Here om 'n omswaai te bring. Want wanneer God in 'n saak intree, sal die duiwel uittreë. Wanneer God inbeweeg en die lig kom in, sê die woord van die Here, die duisternis sal dit nie oorweldig nie. Sê amen. Kom ons gee die Here eer. Amen. Ek gaan vanmôre met u deel. En ja, ek het u mooi gevang daarvoor met 'n mooi tema. Wat sê, waar is hy tema nou sê af? Jou nuwe familiegeskiedenis. Weet jy waaroor gaan ek met u deel? Van u het dit al gehoor, maar jy gaan hom nou anders hoor vanmôre. Ek gaan met u deel oor die onwysheid of die onduidelikheid. Kom ons stel dit eer onduidelikheid. Wat mense het, wat hulle verwar rondom vloeke en bloedlynvloeke en ook beïnvloeding. Ek wil vanmôre vir julle 'n lering gee en ek gaan met u deel. Maar ek vra dat jy jou hart sal oopmaak om te ontvang. Dis regtig nou nodig om te ontvang. Vanmôre terwyl ek bid, ek sê Here, hoe moet ek dit sê? Want daar's mense wat jy kan preek tot jy pink is, hulle sal nooit verstaan nie. En toe besef ek vanmôre, vir my om jou te help, is soos wanneer jou opinie is, dat 2 + 2 is 3. En ek kan dit vir jou verduidelik tot ek pink is, ek kan vir jou Pythagoras se stelling gaan uithaal, en Albert Einstein se breins gebruik, en ek kan alles doen. As jy nie 'n mindshift maak nie, dan mors ons eintlik mekaar se tyd. So jy moet vanmôre jouself oopmaak, regmaak en sê, spreek Here, u diensknegt luister. Dit is baie nodig. So ek wil graag met u deel oor dit. Amen. Ooreenkomstig die woord van Here. Ek gaan skrifgedeeltes vanmôre fisies vir u wys nie. Ek gaan aanhaal vir die wat wil skryf. Anders kyk jy net weer die videoetjie live en gaan share hom dan sommer wanneer jy hom weer kyk met die skrifte. Gaan ondersoek of ek die waarheid praat en maak seker, jy kan nie vandag so daar almal mee glo nie. Die predikers lieg vreeslik van die kansels af. En dalk lieg ek ook. Gaan kyk sommer my laaste 5 preke weer. Maak net doodseker ek lieg nie. Gaan kyk die laaste 5. En as jy nog onseker is, maak dit die laaste 10. Amen. Ek wil vanmôre met u deel oor hierdie gedeelte of die tema soos ek sê, oor jou nuwe familiegeskiedenis. En dis vir my belangrik om te verstaan, baie mense het hierdie geveg binne hulle, want jy sit met hierdie ding, nee, ons potgieters. As jy gaan kyk wat hulle sê, potgieters is maar baie sarkastiese mense. Dit kan ek vir jou sê, ons is nogal. Maar ek het my sarkasme nogal geleer by my broers. Ek weet nie waar hulle dit geleer nie. Ek sê jongste, so ek kan dit op hulle blaam. Ek weet nie wie, ja, en my kinders leer dit ongelukkig bietjie by my toe, net nee. Maar ons werk daaraan. Weet jy wat die ergste? Dit wat hulle die meeste nie van hou en jou nie, doen hulle. Pa moet nie so wees, ek sê jy doen dit ook. Moet nie dit doen nie. Okay, maar in elk geval die ander ouens sit weer, die ons van 'n Merwes, hey, ons is maar ander mense. Die Pretoria, dis 'n klompie meriges. Die van Skalkwyk se so, hierdie is, kom ek sê nou vir jou. Jy moet iets mooi verstaan. Dit is dalk so daar buite. Daar's 'n verskil tussen buite en binne.
Daar's 'n verskil van voor die kruis en na die kruis. Daar's 'n verskil van voor Jesus in jou lewe is en nadat Jesus in jou lewe gekom het. As jy dit nie verstaan nie, dan mors jy jou tyd hierso. Die hek is steeds oop. As jy nie verstaan nie, want dan mors jy regtig jou tyd. Ek wil vir jou sê, dit gaan vir jou lekkerder wees om 'n McDonald's burger te eet, as wat jy hier gaan sit en jou tyd verder mors. As jy nie verstaan dat Christus 'n verskil in jou lewe gemaak het nie, mors jy jou tyd in die kerk. Hoekom kom ons kerk toe? My pa het my geleer, lees jou Bybel, bid elke dag en gaan Sondag kerk toe en gaan hemel toe. Nee, nonsens. Jy kom kerk toe omdat jy eer bring aan God vir wie hy is. Vir die verandering wat hy in jou lewe gebeur het. Kom ons gaan aan. Wat is 'n bloedlynvloek? Volgens die HAT, wat vir my nog steeds een van die beste woordeboeke is wat daar was, sê word dit afgelei dat 'n bloedlynvloek 'n sonde of 'n negatiewe oorgeerfde ding is wat jy deur geboorte oorgeerf het. Is 'n negatiewe vloek wat jy oorgeerf het deur geboorte. Volgens die HAT. Nou ek wil graag nou met u deel oor 'n paar goed. Ek wil nie spesifiek oor bloedlynvloeke net alleen praat nie. Ek wil oor iets anders praat wat ek vir u graag wil uitbring waarop ons almal moet waak, elkeen van ons, ek ook. En ek wil begin wegspring met wat is beïnvloeding? Invloed. Invloed wat iemand in jou lewe het, mentorskap, ouerskap, leierskap. Dis belangrik om daai goeters nooit uit die oog te verdwyn nie. Daar's 'n gemaklike spreekwoord wat bietjie makliker maak wat ek graag aanhaal, wat ek sê, monkey see, monkey do. Gaan kyk maar bietjie as hulle een of ander betoging het, veral in Suid-Afrika. Kyk, kom ons gaan aan. Ons moet verstaan, daar's 'n verskil tussen 'n invloed en 'n vloek. Beïnvloeding, gaan kyk ons na iemand soos Abraham. Sê die woord van Here in Genesis 18 vers 19, want ek het hom gekies dat hy aan sy kinders en sy huisnaam bevel sou gee dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Hoe gaan die seën van die Here verder gaan? Omdat Abraham geseënd is almal geseënd? Stellig nie. Jy moet hulle bevel gee om te doen wat ek vir jou gesê het. As hulle dit nie gaan doen nie, gaan dit nie so wees nie. Amen. O, julle is so lekker by my vanmôre. OK, Dawid, kom ons gaan kyk Dawid. Dawid se een seun wou hy nie tug nie. Ons almal ken vir Salomo, maar ons vat sy ander seun het hy nie getug nie. Hulle het nooit vir hom gesê, sê die woord dat dit wat jy verkeerd gedoen het is verkeerd nie. Die woord sê hulle het hom nooit gekrenk en met hom geraas nie. Hulle het hom saggies gevat. Hulle het hom soos Suid-Afrikaners in vandag se dae en Amerikaners natuurlik en seker 'n paar ander lande, soos vandag se kinders groot gemaak. Jy is spesiaal, jy is mooi. Jou pa se kampioen, is nie jou skuld nie man, die stoute hondjie wat sy stert in jou mond gesit het. Alles is die ander se skuld, niks is jou skuld nie, jy's 'n wonderlike dingetjie. Jy's te goed om waar te wees. Is net die skool wat lelik was, dis hoekom jy 20% gekry het, dis nie jou skuld nie, hoor? OK, maar in elk geval, so het Dawid ook sy seun groot gemaak en die woord van die Here praat baie duidelik dat daardie kind, en kan ek dit in plain Afrikaans sê, het vir sy ouers al hulle dae gegee. Dankie vir die mooier woord. Hy het dit vir hulle moeilik gemaak. Hulle het vroeg grys geword soos ek. Dit was die kind se skuld want hulle het hom nie reg opgevoed nie, sê die woord. 1 Konings 1 vers 6 sê hy, dis die gedeelte van Dawid, kan jy daar gaan lees, sorry. En dan kyk ons na moeders. Paulus skryf vir Timoteus, hy sê, ek herinner jou aan die mooi geloof wat ek gesien het in jou ouma, Lois, en jou ma, Eunice, en hy sê wat ek verseker is en jou ook is. So die ouma het 'n mooi lewe gelewe, toegewyd en mooi godsvrug. Die ma het dit ook geleef, en die seun het dit ook geleef. Nie omdat die een het gedoen het, toe sê res so nie, dis 'n invloed van ouers. Ons gaan bietjie verder, dan kyk ons na die gedeelte
in Matteus 14 vers 8 en ook vers 11, en ek het nou al met u daaroor gepraat, nadat Herodes se stiefdogter 'n dansie daar uitgepak het, 'n danspassie, en sy kan kies alles wat sy wil hê, tot halfte van sy koninkryk. Ons praat van baie geld, mense. Ons praat van baie shopping girls. Baie. Sy kon, sy sou so gemaak gewees het. Een van die rykste vrouens in die Bybel. En haar ma sê, hey, sê jy is ook Johannes se kop. Is dit 'n vloek? Is dit iets snaaks gewees? Of het sy geluister na haar ma wat daai duiwelstreek in haar gehad het en haar beïnvloed het om te sê kies dit? Want as dit iets anders was, het sy dit self besluit, maar sy het vir haar ma gaan vra. En haar ma het gesê, sê jy soek Johannes se kop op 'n skottel. En sy het die verkeerde besluit gemaak as gevolg van dit. En sy sê toe, nee, gee vir my Johannes kop op 'n skottel. Nou ek wil hê ons moet kyk na hierdie gevalle, en daar baie gevalle in die woord van die Here en in ons eie lewens. Wil ek vir julle sê, daar's 'n geweldige groot verskil tussen invloed wat 'n ouer op my het en 'n vloek. As my pa Emerig my groot gemaak het, en as ons werk, slat hy my somme en hy help my aan met sy woorde en met sy krag of wat ook al, is dit die kans baie goed dat ek ook so gaan wees. Because monkey see, monkey do. Die kans is baie goed as ek in 'n huis van geskreeu groot word, dat ek ook in my volgende huis gaan skreeu. Die kans is baie goed dat wanneer ek gesien het, my pa los 'n girl nie uit nie, hy weet om hulle bout te knyp, dat ek dit ook gaan wil doen. Ek het eendag gesit met 'n kind en dit het my hart geskeer. Mense vir wie ek baie lief is, en die laaitjie was nog in die laerskool. En sy pa rook en drink en. En hy sê vir my daar, hy sê, oom, ek wil ook eendag soos my pa wees. Ek gaan ook rook en drink, ek wil soos my pa wees. Ja, maar dit druk my. En ek dink by myself, as dit jou nie tot verlossing bring nie, gaan dit jou tot verlossing bring nie. Want hoeveel pa slaan vir boetie, as jy hoor, hy sê 'n vloekwoord, maar jy vloek. Jy raas met boetie, wanneer jy sien, hy rook, of hy drink, of hy doen dwelms, maar wat se voorbeeld was jy vir hom? As jy dit nie gedoen het nie, is dit 'n ander saak. Dan kan jy vir sê, ek bring jou terug na wat ek jou gewys het. Maar kyk, daar was 'n gemaklike spreekwoord wat gesê het, jy moet maak soos ek sê. Jy moet nie maak soos ek maak nie, jy moet maak soos ek sê. OK, kom ons gaan aan. Dit klink goed. 'n Vloek is 'n gebed of 'n invokasie wat na aanleiding van verwens of wraak teen iemand gedoen word. En omdat dit vloek is dit gerig op negatiewe teëspoed. Dit is wat 'n vloek is. Dus moet ons verstaan, daar's net 2 entiteite wat iets kan doen. Is God en Satan. Buddha, Mohammed, al daai ouetjies kan niks doen nie, jy kan maar gaan traai. Meeste van ons, as hulle iets doen, doen hulle die mag van Satan. Want God het krag en die duiwel het krag. Die duiwel is magtig, maar dank God, hy is almagtig. Hulle is nie eers so nie, hulle is so. Daar's nie eers 'n vergelyking nie. Nou moet ons dit verstaan. So dit beteken God of Satan word nou genader om 'n vloek oor my uit te oefen of iets oor my af te spreek. Terug te kom na toe, nou kom ons by hierdie plek wat ons sê, okay, iemand moet nou skade doen aan dit. En wanneer ek dan praat van spesifiek 'n bloedlynvloek, want daar's 'n verskil tussen 'n vloek en 'n bloedlynvloek of 'n generasievloek. Vloeke bestaan. Moet dit nie mis nie, ek gaan met u deel daaroor. Vloeke bestaan. Maar 'n bloedlynvloek is as iemand dan onder 'n bloedlynvloek gebore is, beteken dit buite jou beheer, sonder dat jy 'n sê het, doen jy goed. Jy doen verkeerde goed. Jy spring sommer in en slat almal blou en dis sonder dat jy 'n keuse het. Dit is jy kan nie help nie. Jy stap verby die tangwinkel en gaan nie handhaal en soek jy hom. En al hierdie goeders doen jy buite jou beheer. Eintlik wat jy doen, jy was jou hande in onskuld en sê dis glad nie ek nie. Dis 'n bloedlynvloek.
En die probleem wat ons het met dit in vandag se dae is mense vat nie meer verantwoording vir hulle dade nie. Mense wil nie meer erken, ek het Jesus nodig om my te help nie. Mense sit die blame op ander. Dis die skool se skuld, dis die regering se skuld, dis hierdie een se skuld, dis daai een se skuld, maar in die geval is dit nou my pa se skuld. Of sy pa, of my oupa se oupa se oupa se oupa. Is iemand van hulle se skuld, dis nie my skuld nie, gee vir my 'n kitsoplossing, ek kom, jy dryf hom uit en hier gaan ons. En lekker gaan ons aan. Nou is ek vry. Stellig nie. Ongelukkig een van die redes hoekom hierdie teorie so aanneemlik is omdat, soos ek sê, dit 'n kits probleem is met 'n kits oplossing waarvan mense in elk geval nie vrykom nie. En daarmee moet jy baie mooi verstaan, dit is baie belangrik van hierdie goed wat ek nou hier vir wil noem, dat ons moet baie duidelik die onderskeid tref tussen 'n invloed wat my lewe lank my mindset gevorm het, my gedagtegang gevorm het, want dis wat ek geglo het is reg, en tussen 'n vloek. Amen. En dit is belangrik om hier goed te verstaan. Ek terg nou ongelukkig altyd, dan sê ek, as jy daarin glo, dan was my pa bakker en ek is 'n brood. Nou, hopelik nie. Wat sê die Bybel hieroor? Kom ons kyk gou wat sê die Bybel. Hy sê in Eksodus 20 vers 5 en 6 is enigste plek waar hulle hierdie woorde aanhaal. Jy moet dit gou mooi gaan lees. Eksodus 20 vers 5 en vers 6. En in hemelsnaam met alle respek, lees net klaar. Lees net klaar. Want hy sê niks van 'n bloedlynvloek of 'n generasievloek nie. Dit kom glad nie in die Bybel voor nie. Daar bestaan nie sulke woorde in die Bybel nie. Glad nie. Jy kan selfs 'n nuwe verdraaiing gaan kry. Hy sê dit nie. Hy sê die misdaad van die vaders sal die kinders tot in die 3de en die 4de geslag inhaal. Van die wat my haat. Sien julle die onderskeid? Van die wat my haat. Haat een van julle God, dan is jy baie op verkeerde plek. Ek wil net sê, in case you missed it. Okay, so almal wat hier luister, kan ek nie dink dat een van hulle God haat nie. So eintlik is daai vers nie van toepassing. Selfs soos om Joodse goed te onderhou. Nie van toepassing. Okay, kom ons gaan aan. Dan sê hy vers 6. Hy sê maar ek sal barmhartigheid bewys aan duisende, en die ander vertaling sê, of die mooiste vertaling sê, aan duisende geslagte van die wat my liefhet. Woe! Is dit ons? Het jy hom lief? Jy het barmhartigheid. Jy het nie daai vloek nie. Kom ons gaan terug. Vloek, wat hulle noem 'n vloek. Okay, waaroor dit gaan, hy sê, let op die woordjie misdaad. Misdaad is ongeregtigheid. Ongeregtigheid is gelyk aan sonde. 'n Verkeerde natuur. Ons is geleer dat dit wat ons doen, dis soos ons dinge doen. Ons lees die sterre en ons jol en ons doen 'n verkeerde, 'n sondige natuur dra oor. Dis wat hy sê. Maar op die einde van die dag sê die woord van die Here vir ons in Lukas, dat daai misdaad wat ongeregtigheid is, wat na sonde lei, sê, en hy, dis Jesus, sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie, waar julle vandaan is nie, gaan weg van my af, al julle werkers van ongeregtigheid. So sonde sal geoordeel word. Sonde sal geoordeel word. En dit het hou vas op baie mense, omdat hy van die sonde nie vrykom nie. So jy moet nou mooi hoor, julle moet my regtig mooi hoor. As jy nie jou lewe voor God skoon bely en laat staan nie, kan daar vloeke op jou dalk wees, daar kan hou vas wees, want jy het 'n oop deur vir die demone om te werk, maar dit het niks met jou pa uit te waai nie. Dit het niks met jou oupa uit te waai, of jou oom of jou tannie nie. Dit het met jou uit te waai. Ek gaan nou sommer gou nog iets sê, en dis nou 'n meer ouer gemeente, so julle moet nie duiwel vat of my slaan nie na nie, maar ek wil hê julle moet my hoor. Weet jy wat voel ek, en hoor net my hart asseblief, voordat jy nou kwaad word vir my. Ek is eintlik oulik, moet nie kwaad word nie. Ek dink dit was 'n onwyse ding, wat die ou boere op 16 Desember gedoen het, om 'n gelofte te maak, en die volgende geslagte te vervloek in die gelofte, as hulle nie daarby bly nie. Hoor wat ek sê? Want nou doen nie gelofte, Here, ons sal U eer en alles, en jou generasie maak sin.
Maar jy kan ons nie vir die volgende generasies nie, want weet jy wat gebeur nou eintlik? U en ek is heiliglik vervloek, want Suid-Afrika onderhou dit nie. Volgens hulle gelofte, stellig nie. Ek is nie vervloek nie. Want geen vloek sal my tref nie. I am protected by the blood of the Lamb. Halleluja. Kom ons gaan aan. Amen. Skus, dink net 'n bietjie daaroor. Laat dit net so 'n bietjie hardloop. Okay. Dan gaan hy, wat sê Eksodus 20 vers 5 werklik? Hy sê die woord vloek kom nie voor nie natuurlik. God wou hê hulle moes besef afgodskultuur het verwoestende gevolge en let op die woordjie God haat, dis die sondaars en dan op vers 6 genade vir die wat hom liefhet. Dink gou aan Jesus. Jesus is ons voorbeeld in die woord. Kom ons vat vir Jesus. Ons vat vir Paulus, ons vat vir Petrus, kom ons vat sommer vir Jakobus sommer by. Kom ons vat gou hierdie figure. Geef vir my een skrif waar een van hulle 'n bloedlynvloek gebreek het of 'n generasievloek. Net een. Daar is nie so iets nie. Maar Jesus het wel 'n derde van al sy wonderwerke het hy 'n duiwel uitgedryf. So daar is vloeke, daar is duiwels, daar is demone. Maar dit is nie 'n kwessie van, ek wil net vir jou sê, ek het sien jou pa dit gedoen. Daar's wel 'n plek wat hy sê, hoor jy het sy ouers gesondig of die, hy sê nee, hier is tot verheerliking van God. Hier is nie daai goeters nie. En nêrens is daar 'n voorbeeld van dit nie, maar kom ons gaan aan. Hy sê, hoor jy, dis nou baie mooi. Okay, natuurlik moet ons besef, voordat ek nou by die gedeelte kom, siektes kan oorgedra word deur bloed. Gene dra oor. So party mense is ongelukkig, daar's 'n gene van suiker wat kan pla en baie keer is daar siektes soos bloeddruk wat kan pla. Jy sal weet as jy mediese checks gedoen en dan vra hulle wat het jou pa alles gehad en jou ouma was iemand in jou familie. Sulke goed kan oordra in bloed. En dieselfde gene. Baie keer is uit 'n sportiewe gesin uit kom daar baie keer goeie gene wat maak dat hulle sterker voorkom. En jy sal weet selfs ek is baie lief vir jag. Hulle probeer baie keer jou bokke met die groter horings, die sterker gesonde bokke, hulle probeer dat sy gene moet aangaan in die volgenis in. Hulle trek nie 'n buisie bloed en spuit hulle nie. Nee. Okay, ek gaan hier nie verduidelik nie. Hierdie is nou nie hierdie is nou nie biologie klas nie. Okay. Nou die woord van die Here sê in 1 Korinte 15:45, hy sê daar is reiniging deur die laaste Adam, soos daar geskrywe, die eerste Adam het 'n lewende siel geword. Die woord van die Here sê, wat is ons siel? Ons bloed. Soos bloed. Eerste Adam het 'n lewende siel geword, maar die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Wie oor het om te hoor wat die Gees probeer sê. Ons het van die letterlike oorgegaan na die geestelike toe. Ons het van die wêreldse heiligmaking, wet, reiniging, alles oorgegaan na die geestelike toe. Ons het van die menslike aandeel oorgegaan na die goddelike aandeel. Ag, smal net bietjie gou vanmôre. Ja, waar's Ben nou? Is jammer, hy voel nie lekker. Eers het hy gou 'n grappie kom vertel. Hy sê Romeine 5 vers 9, veel meer sal ons dan, nou dat ons geregverdig is, in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. So ons wat Jesus aanneem is geregverdig deur die bloed, ons word gered deur die toorn. Baie dankie. Hebreërs 9:22 en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Weereens, die bloed wat gestort moes word, alles wat oor die bloed was, kom van die wet af wat vervul is in Jesus Christus en na Christus was daar nie weer bloed gebruik nie. Daar was nooit weer bloed gebruik na Christus se kruis nie. Hallo? Dit was die doop in die dood van Christus wat ons deurgaan. Daar's nie weer 'n pryslys vir 6 tortelduwe, 3 donkies. Ek sou gelike het. Ons moet dalk so ietsie begin in ons gemeente. 2 kudubulle, 3 Ek sal jagtyd dit vir jou gaan kry. So almal wat bad voel en voel jy wil dit onderhou, kom sien my. Ek gaan juis volgende week jag. So kom sien my. Ek sal gou vir jou uitwerk hoeveel springbokke skuld jy my. Okay, of vir die Here. Ek sal daarom die bene gee ek vir welsyn. So kom ons gaan aan.
Weet jy wat? Jesus het ons vrygemaak. Jesus het ons vrygemaak. Kom ons gaan verder. Hy sê, Jeremia 31 vers 29 tot 31 sê hy, in die dae, die met die Akita aksent op, in die dae, dit dui op die dag wanneer die Messias kom. Hy sê in hierdie dae sal hulle nie meer sê nie, die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword nie. By elke mens sal weens sy eie ongeregtigheid. Ongeregtigheid is gelyk aan sonde. Elke mens sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe. Elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. My pa kou nie groen druiwe en my tande word stompie. Ja. Nee man. Kyk, daar kom daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Jo. Nou sê ek in die Nuwe Testament, gaan maak bietjie jou Bybel oop na Maleagi. Dan sê hy, die Nuwe Testament of al die boeke van die Nuwe Verbond. Die Nuwe Verbond het gekom, maar Jesus het gekom, halleluja. Ek val nie onder jou nonsens nie, moet my nie daaronder bring nie. En ook nie mense so verkeerd leer nie. Soos Paulus sou sê, as jy so wil leer, vermink jouself. Dis wat Paulus sê. Sê almal wat jy verkeerd leer, mag hulle self eer vermink. Sjoe, dis groot woorde, nê. OK, kom ons vat nog 'n voorbeeld. Kain en Abel, twee boeties. Enetjie is die eerste moordenaar. Die ander een is die eerste martelaar vir sy geloof. Moordenaar, ek wou my pa of oupa uitgedoen. Nee, boetie, jou boetie is 'n evangelis. OK, kom ons gaan aan. Bose Agas, vader van godsvreesende Hiskia. Maar sy seun en kleinseun Manasse en Amon was afgodedienaars. Maar Josia, Amon se seun, neem leiding en herlewing in Israel. As dit 'n vervloekte lyn was, dan het hierdie twee eerstens nie na Godsman afgodedienaars gewees nie. En dan sal daar nie uit afgodedienaars 'n ou kom wat leiding neem in herlewing nie. Maak dit sin? Mense, ek glo hierdie goed moet sin maak, maar ek moet aanhou want as mense dit steeds nie verstaan nie. OK, nou kom ons gaan, hier's 'n grootte. Hier's 'n troefkaart. Dis soos wanneer jy nou speel, wanneer jy nou die grootte uithaal. Hier's hy. Indien daar nou bloedlynvloeke is, generasievloek, bloedlynvloek. Nie vloek nie, generasievloek of bloedlynvloek. Deur wie is dit? Kan iemand vir my bewys dat daar een vloek in die Bybel is wat die duiwel gespreek het? Stellig nie. Al wie gevloek en vervloek het in die Bybel. Ek praat nie van vloek in taal nie, ek praat van vervloekings. Was God. God het geslagte gevloek, God vervloek, God het generasies wat fout gemaak het. Ek sê nou generasies. Dis meer, hy het gesê soos in die geval, kom ons vat Maleagi 3. Hy sê vervloek, met die vloek is julle belaai omdat julle goed weghou van my huis af, omdat jy nie julle tiendes en goed bring nie. Op 'n ander plek gaan God en hy sê met die vloek is hulle belaai, vervloektes gaan weg van my af, ek ken julle nie. As baie skrifte waar God vervloek het en mense hel toe gestuur het wat nie wil luister nie. En selfs 'n bietjie hard gepraat het met die Jode, ons gaan dit nou nie so hard sê nie, maar dit is so. So as God die vloek of die vervloeking gedoen het oor 'n groep mense, en soos met Christus se kruisiging wat die Jode die mees onwyste woorde ooit geuiter het, om te sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Ons sal die skuld vat, want ons glo nie in hom nie. Van daai dag tot vandag toe sit Israel in moeilikheid. Hulle het 'n vloek oor hulle getrek. Maar ek het vir julle nuus. As hulle van hulle nonsens sal ontslaa raak, en hulle lokkies en klokkies en goedjies sal ontslaa raak, en by Jesus Christus die Messias uitkom, kan God hulle verlos. Dis wat die Bybel sê. Jy moet by Jesus uitkom. Maar OK, ons is nog nie reg daarvoor nie. Stuur vir ons nog so 'n paar goedjies. OK, kom ons kyk gou wat sê hy. Biljam kom, hulle kry vir Biljam, hy sê, hy moet hier volk vloek. Hy kom, hy sê, hey, nee, okay, ek kan hierdie volk nie vloek nie. Hy sê, want God is vir hulle. Hy sê, as God vir hulle is, kan ek hulle nie vloek nie. Hy kan nie God se volk vloek nie. Jy kan nie 'n volk van die Here vervloek nie.
Sê gou vir een langs jou, jy kan nie 'n kind van die Here vervloek nie. Jy snap dit nog nie lekker nie, sê dit weer. Jy kan nie 'n kind van die Here vervloek nie. Kom ons gaan verder. Jesegiel 18 vers 20. Ag, dis so 'n mooi versie. Maak 'n knoop op jou vinger of iets, onthou hierdie vers. Maak soos die jonges, skryf op julle hande. Jesegiel 18:20 is vir my die sleutelvers. Hy sê, die siel wat sondig, gaan lees hom in die nuwe vertaling, hy ontleed hom mooi. Die ou vertaling ook, ek snap dit daar, maar baie mense ken nie Afrikaans, lyk my meer so vandag nie. Gaan lees hom in die nuwe vertaling, nuwe lewende vertaling. Hy sê, die siel wat sondig, die, met die akita aksent, daai siel wat sondig, sal sterwe. Die seun sal nie die skuld dra van die vader nie. En die vader nie die skuld van die seun nie. Die mense van Israel probeer sê, dis ons vader se skuld. Kyk, as dit nou Nuwe Testament was, sou hulle moeders bygesê, maar dis ons vader se skuld. Hoekom ek nou tongetjies sê, want hulle het baie keer gepraat net van mans, maar was vrouens ook. Vrou het net nie baie ses gehad nie. Sy het daai 2 ses gehad, nê? Môre sê, nag sê, maar sag sê. OK, so, op die einde van die dag, toe hulle dit sê, sê God, nee, wow. Jy, wat die sonde doen, sal dit dra. Dit niks met jou pa, niemand dra mekaar se sondes nie, elke ou daar sy eie. In die Ou Testament het die koning besluit wat hy doen, en God het die volk gestraf. Wat dink jy sou met ons gebeur het in Suid-Afrika? Dink gou 'n bietjie logika. As ons koning nou voor God geëvalueer moet word, gebruik net jou verstand. Het ons moeilikheid gehad. Maar weet jy wat? Ek dank God, na Jesus staan ek voor die Here. Ek het gewerk by 'n kamp nie wat almal ateïste was, dit het swaar gegaan met hulle. Weet jy wat, toe Jacques Potgieter aanstap, 'n geseënde en 'n gesalfde van die Here, toe seën die Here vir my, want God seën sy kinders. Maar jy's nou hier onder hierdie ouens en hulle doen verkeerde goed by die werk en hulle is die, ja, hulle het baie lelike goed gedoen, ek wil nie eers vir jou sê nie, dis PG-13. Hulle het wille goed aangevang. Maar weet jy wat? God het nie sy seun van Jacques Potgieter daar weggehou as gevolg van die volgende Pietie wat droog maak nie, want hy het gesê, dis my kind, en ek het 'n verbond met my kind, ek gaan my kind seën, en niks sal dit keer nie. Amen. 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 Kry lewe. Amen. Ek wil hê jy moet dit verstaan, die Here wil jou seën, maar jy bly jouself onder 'n vloek bring as gevolg van ander se twak. Hou op. Hou op om te voel jy's vervloek. Jy is nie vervloek nie. God is met jou. God wil jou seën, maar jy sit en bejammer jouself. Ek dink baie keer is meer aandag soek. Al die ouens wat so vloekbewus is, ek dink jy soek aandag. Jy kan kwaad wees vir my, boek my sommer hierdie volgende week. Ek sal hier weet wat kom, net tot Woensdag. Boek my, laat ek julle kan sien. Ek Sondag terug. Wanneer vertel ek weer 'n storie. Ek sê nou vir julle, kom sien my dat ek jou kan help. Want ek sê nou vir jou, as jy jou gaan aanhou besig hou met vloeke, het jy nog nie by Jesus Christus uitgekom nie. As jy jou gaan aanhou besig hou met sonde, het jy nie by Jesus Christus uitgekom nie. Hou op om vir die Here te vertel hoe groot jou probleme. Begin vir jou probleme vertel hoe groot is die Here. Volk van die Here, ons moet wakker word. Galasiërs 3:13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is hy wat aan 'n hout hang. Dis hoekom hy Jesus aan 'n kruis gehang het, is om die vloek te breek met sy bloed. Halleluja. En daai laaste Adam het 'n lewendmakende gees geword. Die belofte, ek stuur vir jou 'n trooster. Laaste een, ek is met Christus gekruisig. Paulus skryf dit baie mooi in Galasiërs 2:20. Hy sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my gegee het. Amen. So wie leef nou hier binne my? Jesus Christus, is dit so? Wie leef binne my? Wie leef binne my? Hoe wil jy dan nou sê ek het 'n vloek op my? Stellig nie. Stellig nie. Stellig nie.
You can't put me under a curse, because I know the curse breaker. Halleluja. Ek ken God almagtig. Jy gaan my nie vloek of vervloek nie. Glo vir my, ek het al dreigemente gekry, opskrif van die sataniste in die area. Ek het dreigemente gekry van die, kom ons los dit ere, wêreldorde ouens. Maar niks sal my stop nie, want God is vir my. Niemand sal 'n hand aan my slaan nie, want God is met my. Maar vanmôre het ek vir jou 'n boodskap. God is met jou ook. Glo dit net, God is met jou ook. As mense dit kan snap, dan gaan jy besef, wow, okay, die goed is gebreek, kom ons gaan aan. Jy het ander goed wat jy moet fight, man, hoekom wil jy nonsens fight wat nie joune is nie? The battle is yours, Lord. Is nie joune nie. Los daai goedjies, gee dit vir die Here, kom ons gaan aan. Volgende tree. Okay, ek wil gou 'n paar regstellings maak en sluit ek daarmee. Een is, daar is goed soos vloeke, wanneer jy deure oopmaak, en jy die Here dien nie. Eerstens, vloeke is veral, meestal amper 100%, net om ongelowiges. Nie sataniste nie, ongelowiges, wat nog net nie die Here dien nie, en dan ook dan, hulle wat in okkulte is, wat heeltemal aan die ander kant toe gaan, wat hulle self oopmaak, bloedverbonde maak ensovoorts. Maar as my pa nou besluit het, hy maak 'n bloedverbond met een of ander towerheks, of 'n organisasie, denominasie, wat ook al jy voor lus is, sê ek vandag vir jou, die dag wat Jacques Potgieter Jesus Christus aanneem, staan ek nie onder my pa nie, so ek staan nie onder sy bagasie nie. Maar wanneer Jacques Potgieter nie Jesus aangeneem het nie, dan loop ek die gevaar van die goggas van buite. U moet dit verstaan. Baie keer, ja, nou kom my ma, en ek sê dit onder die bloed van die Here, ek dank die Here, my ouers was nie betrokke met sulke nonsens nie, hulle het beter geweet. Nou kom jou ma, en sy gee van kleins af, maak sy 'n verbond, sy is dalk 'n heks, en sy offer jou as die volgende heks vir Satan, bruid van Satan. Klink baie snaaks, klink so sprokies, nee, maar ek deel met sulke goeie, eintlik baie erg. Nou kom sy en sy dood, en van kleins af gaan hulle verkrag jou, hulle verniel jou, hulle doen alles wat bad is. Nou neem jy Jesus aan, en die oomblik wat jy Jesus aanneem, begin die goedjies bietjie manifesteer, want hulle het tuiste gehad, so hulle wil dalk nie dadelik net uitkom nie. Nou kom hulle met gesag uit. Dis wanneer die beraders, die bevryders kom, in die naam van Jesus Christus, daai ding wat nie wil uit nie, uit nou. Dan beveel ons hom in Jesus naam, Jesus Christus naam. Maar voordat ons dit kan doen, is die eerste ding die belangrikste. Daai persoon moet eers Jesus wil aanneem. So ek sê, Here Jesus, ek neem U aan as my persoonlike verlosser, saligmaker. Dan kom ek na jou toe, nadat ons dit gehanteer en dan sê ek, okay, vyand, ek sê gou vir jou, ek pleit jou onder die bloed van die Here. Ek sê nou vir jou vyand, jy het nie reg, jy het nie seggenskap nie. Die titelakte is oorgegee aan Jesus Christus. Uit die liggaam uit, nou! Dan begin hulle, party van hulle dans en seil en te kere gaan, wat ook al hulle doen, of hy bring op, hy doen allerhande goed, ek wil nou nie daarop ingaan nie, en dan, wat het nou gebeur? Ag, my worry, Here het net vir jou gesê, welkom, kom ons gaan aan. Maar om so 'n persoon heeltyd besig te hou met vloeke en bindings, gaan hy daarmee besig wees tot Jesus kom. So, ek maak gou klaar, dan is dit klaar, en hulle kom vry. Nou wat gebeur is, ek wil gou vir jou sê, ek het dit gesê, maar het lyk my mense snap dit nie. As ek nou baie lief was, ek weet nie eers wat kry vir 'n Gunston. Kry jy nog Gunston sigarette? Is ek 'n bietjie oud? Wat is vandag so goed wat hulle rook? Malema Special. Okay. Nou rook jy die twakkie en jy like hom nou kwaai. Jy hou van daai stinkreuk. Jy voel dis jou aftershave. Jy voel lekker. Maar al mens is yours. Nou kom jy na die Here toe en jy voel hierdie was vir my 'n probleem. Jy het dit nou laat gaan. Jy het nou die sonde bely. Nou gaan jy aan. Hulle gaan nie al daai Malema Specials van die rak afhaal nie. God gee jou die krag om daaroor te heers. Die dag wat ek Jesus aanneem en my oë het bietjie dalk gedwaal en ek het nogal 'n mooi vroutjie raak gesien, want Here het nogal afgeskou met hierdie pragtstukkie. Die dag as ek Jesus aanneem, dan vat hy nie die pragtstukkies weg nie. Die hartseer ding is die kleertjies raak al hoe minder, die lewe raak duur. So ek wil nou vir jou sê, nou gee God my die krag om oor dit te heers. Amen.
Nou wat die probleem is, mense gee hulle harte vir die Here en voel alles moes nou verander het. Ek moes getref word deur iets en alles, hier's ek nou en ek sweef en nou is hierdie goed nie, dis nou 'n vloek. Dis nie 'n vloek nie. Dis 'n battle. Jy moet deur hierdie geveg kom in Jesus Christus. Gee dit vir die Here en beweeg aan. Kry jou fokus op die Here. Die woord van die Here sê, dit bedink die dinge wat daar bo is. Kry jou gedagtes op die Here, kry jouself reg. Maar ja, sou jy as meisie nou deur die rituele gekom het en jy kom nou tot bekering, is dit nie altyd so maklik om net vry te kom nie. Dis hoekom ons beraders het, dis hoekom ons bevryders het, wat dan saam met jou bid en ons werk deur dit. Want in baie van die gevalle is diep trauma. Daar's diep trauma en ook as gevolg van die invloede en dit wat hulle deurgemaak het, het hulle mindset gevorm om te voel dit is reg. Jy verstaan in kulture, sekere kulture voel dat dit wat joune is myne. Ander kulture glo weer nie, dis joune, jy het gewerk vir dit. Ja, dit is so. Nou wat ek vir jou wil sê, jy vorm 'n gedagte, jy vorm 'n manier van denkwyse. Daai denkwyse moet verander word. En daar's waar ons mense leiding gee en ons help mense om te sê nee, dit is wat Jesus wil hê. Maar ek het menigte kere in my lewe en ek dank die Here, ek het al met so 2 of 3 ouens gewerk in my 17 jaar voltyds in die bediening. En ek wil nou vir jou sê, ek het menigmal gesien, die dag as mense werklik hulle harte oorgee vir die Here, totaal en al, is hulle vry. Maar wat gebeur is mense, nee ek neem Jesus aan, ja nee ek neem hom aan, maar ek hou aan met my sondes. Dan begin daai goed manifesteer, want die lig en die duisternis is in 'n geveg. So jy moet die deure agter jou toemaak. Baie keer beteken bekering 'n change of playmates and playground. Ongelukkig. Baie keer in my algemene lewe, ek kom by Here en dag gaan verander ek almal waar ek kom, want die Here gebruik my nou as 'n lig daar. Maar partykeer moet jy wegkom. Jy kan mos nie as jy nou net vrygekom het van dwelms, gaan sê ek gaan nou met dwelmhandelaars werkie. Ons almal is mens, ons almal raak swak ergens. Pas op daarvoor. Die Here kan jou krag gee, maar pas op daarvoor. OK, so terug te kom na toe en ek is vermoere klaar. Daar's vloeke, daar is lelike manifestasies, selfs die kerk wat gedink het hy manifesteer en doen goed. As jy iets negatiefs oor 'n ou bid of manifesteer, is dit okkulties. Dis van die duiwel af. God doen nie lelike goed aan mense nie. Toe Jesus kom, toe breek hy daai goed oor. So jy kan nie oor 'n ander ou bid, o Here, ek pak iemand se tasse laat hy gaan nie. Jy kan nie dit doen nie, is okkulte. My vrou kry 'n droom eendag daaroor. Ek gaan nou sluit. Sit net so 'n bietjie en luister, is lekker man. My vrou kry 'n droom eendag. Sy sien al die goed wat ons gedoen het al die jare in die kerk, tassies pak en binte dingetjie en selfdien, draai daai en alles. En volgende oomblik terwyl sy so kyk in die droom, dis 'n boek wat se blaaie so maak en toe die boek se blaaie so toeslaan, toe staan daar Witchcraft for Dummies. En die Here sê pas op waarmee my kinders hulle besig hou. Kom ons hou ons besig met Jesus Christus. Kom ons raak besig met Jesus Christus. God kry die eer, God kry die aanbidding, God kry die lofprysing. Kom ons raak besig met hom. Kry klaar met hierdie goed. Nou, ek sê vandag vir jou. En ja, daar's mense wat met my verskil en jy kan met my verskil tot jy blou is. Bring vir my Bybel dan is ek oortuigbaar, maar sonder die woord oortuig gee my nie. Ek sê nou vir jou, ek dra nie my pa se sondes nie. Ek dra nie my pa se vloeke nie. Ek dra nie my oupa se sondes as hy dalk gehoreer het of wat ook al gedoen het nie. Ek dra dit nie. I'm a new creation. Wat sê die liedjie? I'm a new creation, I'm a soul set free, all things have passed away. Klaar! Ek wil hê jy moet dit verstaan, ek is 'n nuwe skepsel. Die woord van die Here sê, dis 'n belofte. Hy sê, jy is 'n nuwe skepsel. So ek wil vandag vir jou sê, waar jy beweeg, moet jy onthou wie's in jou. Vinnige wenk, as jy weet wie's in jou, gaan jy meer vrymoedigheid hê om jou hande op siekes te lê. As jy weet wie's in jou, gaan jy meer vrymoedigheid hê om in die naam van Jesus op te tree in gesag en autoriteit. En ek wil dit vanmôre vir julle by julle laat en ek wil afsluit en ek wil vir julle sê, die Here is met sy volk. Kry klaar met hierdie lelike goed. Kry klaar om jou besig te hou met die verlede. Raak ontslae van lelike seer goed. As jy sukkel, kom sien ons mense, dan bid ons saam met jou. Maar ek sê nou vir jou, om jou te moet bevry, is soos om vir jou te verduidelik dat 2 + 2 is 4 en nie 3 nie.
Ek is besig om vir jou iets stupids te moet verduidelik, omdat jy nie wil luister nie. Maak vrede nou met dit. 2 plus 2 is 4. Vat dit nou maar net onder die pastoor so sê. OK? Vertrou my, 2 plus 2 is 4. OK? Moenie vra nie. Los dit nou. Want die overvinkers, jy dink so baie, jy brand jouself uit. Moenie overvink nie. Ek het altyd vir my werkers gesê, doen jy die job, ek doen die dinkwerk. Moenie jy dink nie. As jy dink ons het my geld, ek dink, jy doen. Nou ek wil vir jou sê, partykeer wil die Here vir jou sê, hou jy op dink. Ek dink, jy doen. Gaan aan, dien die Here, God is met ons. Kom ons gee hom eer. Amen.